Goeiemôre, dit is Woensdag die 28ste Mei. Vanoggend lees ons saam 2 Korintiërs 4 vers 7 tot 11. Hier skryf Paulus: Hierdie skat het ons in kleipotte, sodat die buitengewone krag duidelik van God kom en nie van ons nie. In alles word ons verdruk, maar nie oorweldig nie. Ons is so raad verleë, maar nie radeloos nie. Ons word vervolg, maar nie in die steek gelaat nie. Ons word platgeslaan, maar nie vernietig nie. Die sterwe van Jesus dra ons altyd in ons liggaam met ons saam, sodat ook die lewe van Jesus in ons liggaam sigbaar kan word. Want ons wat leef, word voortdurend aan die dood uitgelewer, ter wille van Jesus, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike liggaam sigbaar kan word. Wanneer die lewe ompaaie met ons loop, en wanneer die ompaaie moeilik en opdraandes word, en bilte word, en partykeer soos berge lyk, of dalk soos donker dieptes, soos die psalmdigter sê, wanneer die lewe moeilik raak, kan ons partykeer baie maklik moedeloos raak. Paulus sê ons moet hier in 2 Korintiërs hoor en weet, ons is broos, kleipotte, iets wat maklik kan breek, maar die krag om te lewe, die krag om te werk, die krag om aan te gaan, kom van God af en nie van ons af nie. En daarom kan ons soos Paulus ook uiteindelik sê, ons word verdruk, maar ons word nooit oorweldig nie, want in God is ons veilig. Ons is soms oor raad verleë en radeloos en weet nie wat om ons aangaan nie. Maar die Gees sal ons lei, gee vir ons insig, gee vir ons antwoorde. Ons gaan vervolg word in die wêreld. Ons gaan dit nie altyd maklik hê nie, maar God sal deur sy Gees vir altyd by ons wees en ons nooit in die steek laat nie. Soms gaan ons platgeslaan word. Christen wees in hierdie wêreld is nie altyd rooskleurig nie. Maar ons wag vir 'n ewigheid. Daar is 'n ewigheid by God waar ons in sy heerlikheid gaan wees. En daarom kan Paulus sê ons word nie vernietig nie. Jesus is vir ons die groot voorbeeld. Hy wat op aarde kom leef het as seun van God, wat uiteindelik aan die kruis gesterf het vir ons as mense. Ons dra ook sy lyding en sy dood in ons. En dan word ons ook so deur God weer verheerlik en kan ons uitsien na die ewige lewe saam met hom. Mag jy vandag met moed en krag leef. Here, dankie dat ons in u genade kan lewe. Mag ons onthou dit wat Paulus hier vir ons skryf, dat hierdie skat geloof, Christus, die Heilige Gees wat in ons is, ja Here, dit is wat vir ons krag gee om te kan aangaan. Al word ons radeloos, al word ons verdruk, al voel het of ons vervolg word en platgeslaan word. Ja Here, al sal ons self sterwe. Ons hoop, ons krag, ons ewigheid is in u hande. Dankie vir hierdie versekering en mag ons met oortuiging, ja Here, met ywer u koninkryk vestig. In Jesus se naam. Amen.